stryger, maar as ek kom die keer uit skool, van meneer sê, as thuis was vir avontuur, kas aanvatsels en so, ons het van my iets maak. Die sorg en die kommer, né? Dit is waar is. Ja, hulle is nou geboikot. Daar staan 'n Ja, steen. Die klank aan. Sorry, die draers moet net gaan, die kus moet nog 'n bietjie vorentoe. Ja, bietjie hiernatoe. Julle het swak parkeer. Ja, hy is hier. Ja. Ja, ek kan hom nog 'n tip gee. Daar sien. Dankie julle. Vriende, dankie dat julle hier is om te kom help dra aan hierdie familie se hartseer. Vir julle wil ek sê dankie dat julle my vertrou om hierdie intieme seer stukkie pad saam met julle te loop. Ons paadjie kom van ver af. Vroeg 80's. Toe ek op Roendo was. En ons het nie geweet hoe gaan hierdie pad uitloop nie. 32 jaar terug, toe Hannes dood is, was dit die week voor Herman se troue. En ek was dit dieselfde dag. Ek vra vir Herman, vir hierdie Herman. Ek is daai naweek op Kamanjap, Kamanjap Korrigas ergens. As hy hulp nodig het met die troue, ek kan help. Hy sê vir my nee, is alright. Min weet ons dat 32 jaar later, toe skop dit in. Daai hulp. Here, ons is 'n verwarde, stikkende klompie hier by mekaar.
vanmôre. Daar is soveel vrae in ons gemoed. Daar is soveel dinge wat ons nie verstaan nie. Ons wil eintlik, ons sukkel om met u te praat, want tussen die hartseer speel daar ook 'n bietjie kwaad in. Asof ons wil sê, Vader, kon u dit nie anders laat loop het nie. Dit troos ons vanmôre dat daar ook ander mense is wat die pad geloop het, soos Job. En dankie dat u vir ons van Job vertel in u woord. En benewens dat ons vra dat u baie spesiaal hier teenwoordig sal wees in hierdie oomblikke, bid ons dat u ons ook juis uit die lewe van Job vanmôre sal kom troos en rus in ons gemoed sal bring. Ons bid u dit in die naam van Jesus, die een wat dit vir ons moontlik gemaak het om voor u te kom. Amen. Ek wil 'n paar verse uit Job 42 lees. Job het toe vir die Here gesê, ek weet dat u alles kan doen. Niks wat u besluit is onmoontlik nie. U het vir my gevra of ek dink ek mag sê dat u verkeerd besluit. Ek wat so dom is. Nou sê ek het gepraat oor dinge wat ek nie verstaan het nie, oor wonderlike dinge wat ek nie ken nie. U het gesê ek moet luister, u sal vra, dan moet ek antwoord. Ek het gehoor wat mense oor u sê, maar nou het ek u self gesien. Daarom is ek skaam oor wat ek gesê het. Ek is jammer, ek rol rond op die ashoop. Vriende, dit gaan vanmôre oor God se teenwoordigheid te midde van die stilte van onbeantwoorde vrae. God is hier, al is daar nie antwoorde op baie vrae nie. Dis 'n onverstaanbare hartseer. Tweede keer in 32 jaar, by dieselfde plek, selfde gat in die grond. Herman net 55, te kort, te gou, te skielik, onnodig. Dis nie goed wat deur mense se kop gaan, en dis die vraag wat Job ook gevra het. As ons deur die 31 hoofstukke van daai boek lees, is dit sy worsteling, die worsteling met die onreg van lyding. Hy weet hy verdien dit nie. Die Here weet hy verdien dit nie. Job begin met die verhaal, 'n toneel in die hemel, waar die, kom ons sê nou maar, God se bestuurspan, as ek dit met respek mag sê, die hemelwesens bymekaar is. En onder hulle is daar ook die duiwel. Moet nou nie dink aan die duiwel as die duiwel van die Nuwe Testament nie. Die karikatuur met die drietand vurk en die sekelstert nie. In die Ou Testament is 'n denkwêreld. Hulle het verstaan dat God is in beheer en hy het so 'n soort van 'n senaat wat hom dien. En dis wat daar vergader. Dan vra die Here vir Job, vir die duiwel wat nou net teruggekom het van 'n swerftog oor die aarde. Het jy my diensknegt, die regverdige Job, gesien? God sê, dis 'n regverdige Job. Dan sê die duiwel, ja, hy was die duiwelsadvokaat. Hy was die ou wat die moeilike vrae in die vergadering gevra het, wat mense verder laat dink het. Dan sê die duiwel vir hom, maar Vader, ek weet hoekom is hy so oordentlike oukie, dis omdat dit so goed gaan met hom. Toe sê die Here vir hom, nou maar goed, ek gee hom vir jou.
Net sy lewe mag jy nie aanvat nie. Nou ken ons die storie verder, hoe die ene ellende na die ander oor Job se lewe kom en in die worsteling wat hy ingaan en sy pelle wat vir hom probeer maklike antwoorde gee. 31 hoofstukke lees ons daarvan. En Job wat die heeltyd net sê, ek is nie regverdig behandel nie. Ek wil verduidelikings hê van die goed wat hier gebeur. Die menslike verklaring van sy vriende skiet doodgewoon tekort. Vriende, ons is op 'n manier gemaak dat ons antwoorde wil hê. Dit is asof ons brein bedraad is, dat ons sin en betekenis soek in iets. En as daar nie sin en betekenis is nie, dan is ons op moedverloorse vlakte. En daarom is hierdie Job, 'n diep gelowige mens, is totaal verpletter oor wat besig is om met hom te gebeur. Hy het alles verloor. Ek het reeds gesê, die Bybel erken dat dit onverdiend is. En Job se krete, hierdie 31 hoofstukke, is eerlik en rou en vraand. Daarom wil ek vir julle sê, ons mag maar vra. God verstaan as ons vra. God verstaan as ons selfs kwaad is. As ons homself sou wou verwyd, hy kan dit vat. Want hy weet hoe ons bedraad is. Die stilte van God beteken nie hy's afwesig nie. Die stilte van God beklemtoon op 'n paradoksale manier sy teenwoordigheid. Vriende, die Christelike geloof is 'n paradoks geloof. God wat mense kom dien deur mens te word. Sondag is die eerste Sondag van Advent. Dan dink ons aan God se menswording. Bid jou dit aan, God wat mens word, paradoks. Mens wat God verwerp. God self, die verworpene, wat kom en wat kom verhouding herstel. Paradoks. Stilte. God is hier. Paradoks. Daar's iets besig om af te speel wat groter is as wat ons kan sien, as wat Job kon sien. En toe uiteindelik in hoofstuk 42 God wel aan Job verskyn. Toe God uiteindelik praat, toe gebeur daar 'n ongelooflike ding in Job se lewe. God het nie die verlede kom verander nie. Hy het ook nie kom antwoorde gee nie. Hy het die grootheid van sy wysheid kom openbaar. Waar was jy toe ek dit gemaak het en dat gemaak het? Waar was jy? Wie is jy? Ek dink aan Jona. Ek het Sondag oor Jona gepreek. Jona wat briesend kwaad is omdat God vir Ninive genadig is. En dan sit hy daar teen die heuwel. Sit hy en kyk wat gaan nou gebeur en dan kom daai komkommerplantjie wat die Here gee en dan vrek die komkommerplantjie. Dan is Jona briesend kwaad. Dan vra die Here vir hom, het jy reg om kwaad te wees? Sê ek het die reg om kwaad te wees tot die dood toe. Die Here kan dit vat. Die Here kan dit vat. Job vind uiteindelik sy rus nie omdat hy antwoorde gekry het nie, maar hy vind sy rus omdat hy God ontmoet het. My oog het u gesien. God se teenwoordigheid word genoeg wanneer die verduidelikings ontbreek. Vriende, ons het nie antwoorde op wat hier gebeur het nie. Maar mag ek net sê, as 'n depressiepasiënt wat al meer as 30 jaar lank met die kruk van 'n chemiese hulpmiddel loop om die siekte van die brein in my lyf te bestuur, verstaan ek waar Herman was. Ek verstaan dit.
Dis hoekom ek geen enkele vuurwapen in my huis het nie. Niks. Ek het 'n windpiks. Want daar was te veel keer in my lewe waar ek op 'n punt was wat ek gesê het, as ek nou 'n vuurwapen gehad het. Dis nie die uitweg van 'n swakkeling nie. Die brein word siek. Frikkie kan ons daarvan oorvloedig vertel. Die brein word siek op 'n punt ongeneesbaar siek. Waar daar nie omkeerkans is nie, geen medisyne, geen terapie. Dat hy raak op 'n punt waar daar nie meer die vraag is, gaan dit dalk gebeur nie? Die vraag is, wanneer gaan dit gebeur? Dis die realiteit. Maar dis deel van die hoekom vraag. Ek het nie 'n antwoord daarop nie. Ek kan maar net sê dat ek was daar. En deur die genade van die Here is ek hier. En dit laat my op 'n manier amper skuldig voel. Hoekom kan ek nog hier wees? Hoekom kan jou pa nie meer hier wees? Ek weet nie. Maar God is hier. God is hier. En daarom, vriende, as ek die hoekom vra, moenie dink jy's minder gelowig nie. Moenie dink jy's klein gelowig nie. Moenie dink dit is simpel nie. Vra maar die vrae. Dieselfde God wat vir Job ontmoet het, is ook naby aan jou. Naby aan ons wat bedroef is. Die troos lê nie in verklaringe nie. Die troos lê in 'n persoon. God self. God self wat in Christus na ons toe gekom het. Die man van smarte. Die man wat ons pyn van binne uit ken. In hom is God naby en is hy beskermend. Immanuel is nie 'n eretitel nie. Immanuel is 'n verklaring van die realiteit. God met ons. Die Here dra ons deur hierdie donker tye. Nie met antwoorde nie, maar met teenwoordigheid. En my gebed is, Herman, Elna, Judy, en julle meelopers, ons vriende, mag God dit vir ons wys. Marlene, ek noem jou naam ook spesifiek. Here ons God en Vader, in hierdie oomblikke van pyn en verlies, kom ons nou na U toe. Nie omdat ons al die antwoorde het nie. Ja, ons sou graag wou antwoorde hê. Maar ons kom na U toe omdat U ons enigste ware bron van troos is. Ons bring die hartseer van Herman en Elna en hulle familie en vriende voor U vanoggend. U ken die leegheid wat 'n skielike dood agterlaat. U ken die vrae waaroor daar geen antwoorde is nie. U ken die wonde wat ons nie self kan verbind nie. Here, wees vir hulle die lig wat nie deur die donker oorweldig word nie. Wees die stilte wat meer sê as verduidelikings. Wees die hand wat dra wanneer die hart nie meer kan nie. Omvou hulle met U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons dank U vir die lewe van Herman wat ons vanmôre aan U teruggee. Ja, Here, ek struikel selfs oor die name. Want 32 jaar terug het hulle vir Hannes hier aan U teruggegee. Deel van die dilemma van die vrae wat ons nie mooi verstaan nie.
Dankie dat Herman in u hande veilig is. Die hande wat nooit los nie. Help ons om soos Job rus te vind, nie in antwoorde nie, maar in u teenwoordigheid. Bewaar ons in u liefde. Dra ons deur die dae wat kom en laat ons elke dag iets ervaar van u genade, u nabyheid, u trou. In die naam van Jesus Christus, ons verlosser en trooster, bid ons dit. Amen. Amen. Kom ons gaan lê om te rus. Julle kan, as julle hier wil bly sit, is dit reg. As julle dalk so om wil staan, is dit ook reg, soos wat dit vir julle gerieflik is. Ons eers genade speel. Wil julle nou genade speel, asseblief? Die skade staan. Is julle bekommerd oor my bles? Genade onbeskryflik goed het u aan my bewys. Verlore seun, vers op kind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind, nie dat wou self my sake deel. My liefde kanse tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar u sien ver, oneindig ver. U sien my honderdans, van toe ek kom my druk u my aan die bors. Genade onbeskryflik goed het u aan my bewys.
verloren seën vaslopen weer aan die Vader huis. Wat 'n majesteit. Wat 'n majesteit. Vriende, voor ons daarna toe gaan, laat ek sommer nou net dit klaar maak. Ek is gevra om net 3 bedankings te doen. Die Kiki Graaf griet. Baie dankie Fern vir julle dienste en Nambop. Dankie vir die dienste wat julle lewer. Kom ons gaan lê vir Herman weg. Ek gaan daar staan wanneer ons by die geloofsbelijdenis kom. Ek glo in God die Vader. Laat jy sak, hoor. Dan begin sak. Ek gaan eers 'n stuk lees en so, en as ek by die geloofsbelijdenis kom, dan kan ek sak. Toe maar, hulle staan nou daar, dan staan ek hier vir jou. Vriende, ons neem nou afskeid van Herman wat deur die dood van ons weggeneem is. Ons dink aan die graf van ons Here Jesus daar in die tuin van Josef van Arimatea. Op die Sondagmôre was die klip weggerol. Die graf was leeg en die engele wat daar was, het vir die vroue gesê, moenie skrik nie, julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy's nie hier nie. Hy's nie hier nie. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Ons vind ons troos juis in die woorde van hom, Jesus self, wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Daarom, vriende, wanneer ons finaal afskeid neem, doen ons dit met 'n belydenis op ons lippe. Die geloofsbelydenis. Sê dit saam met my hardop of in jou hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Here, U wat ons ken, U weet hoe moeilik hierdie oomblik van afskeid vir ons is.
Ons glo egter dat die dood nie die einde is nie en dat Herman reeds by u is. Daarom wag ons op u troos wat ons volgens u belofte sal dra. Herman was vir ons kosbaar, maar ons weet u liefde sal ons steeds dag tot dag dra. U is die lig, u is die brood wat lewe gee, u is die fontein van lewende water. In hierdie tyd is u ook ons bron van troos en hoop. Amen. Geliefdes, die Here sal julle beskerm. Die Here sal vir julle genadig teenwoordig wees. Die Here sal met guns aan julle vrede gee. Amen. Ek gaan net gehardop lees die briefie wat Klein Os en Arie uit Israel uitgestuur het. Die bewoording daarvan. Dit bly as volg. Okay, ek lees die bewoording van Arie en Os, die briefie aan hulle pa. Abba, I miss you so much. I wish I could part from you properly. You are magical, so talented, wise, nice, fun, kind, strong, and brave. We love you always. Wys. Vir pa help as bang hy val daarin. Vas meisies. Ek loop in die straat met my eie gedagtes. Ligte vals, maar ek voel net die pyn. My voetstappe weer klank en kom. Maar ek hou. Sal iemand onthou wie ek was? Kom staan daar by papa. In die donker van môre, sal jy nog my naam onthou? As ek môre nie meer leef, sal jy hoor my sal my stem nog krijg aan die mond. Of verdwijn ik net in stilte. Mama nog gooi. Skaries wat door my voete glijdt. Ek kan sonder afskeid voor Ek sit in die skade weer. sal jy hoor my huil. Sal my stem nog dryf in die mens. Of verdwijn ek net in stilte. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ek hoop ek het iets agtergelaat, iets meer as net my naam. 'n lied in jou ore, 'n fluister in die wind wat sê, ek is lief vir jou. Ek hoop ek het iets agtergelaat, iets meer as Dankie, net Jelle. my naam. 'n lied in jou ore, O, fluister in die wind wat sê, ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. As ek gaan sonder Ek dink ons is klaar. Ek
Ons gaan nie meer praat dink ek. Sou jy my
Okay, ons aan hierdie kant, nou flip julle daai kant, julle groot is. Ek hoop julle sommer kan laat staan. Nee. Kom ons draai net daar. Draai net en stel dit op nog een keer op en staan hy sommer. Dit mag werk wees. Met die penne aan die grond. Kan net probeer. Aan de kant. O, kom maar hier. Die kop is Ja. Jack, hulle wil my hier help, dinge. Wat is die plek? Ons nog een keer probeer. Nou wat dan? Ons gaan toe. Kijk, even maar even. Gooi my bietjie sand hier. Ons gaan net even draai. Kijk eens wat dit nou maak. Kijk, kom staan hierdie kant nog. Wat met hy kant? Staan hierdie kant in. Kijk, mooi toe. Staan julle grawers daar so. Ik ben hier voor die camera voorbij lopen. Kijk, dankie mannen. Net een beetje. Okay.